Hallo en welkom by nog 'n uitsending van Die Groter Prentjie. Ons begin met 'n stukkie uit die Bybel uit, Openbaring 6 vers 5 tot en met 8. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê: Kom kyk, en ek het gesien. En kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens gehoor en sê: 'n rantsoen koring vir 'n penning en 3 rantsoening gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê: Kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaal perd, en hy wat daarop sit, se naam is Dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met die swaard, hongersnood, pes en deur wilde diere van die aarde. So hoe gaan die kos reg oor die hele wêreld so duur raak en hoe gaan 'n hele wêreldwye hongersnood kom saam met peste en siektes? Hoekom sal enigiemand dit wil laat gebeur? En hoe sal hulle dit laat gebeur sonder dat die populasie hulle gaan teenstaan? Ek het 'n paar idees om met jou te deel wat ek dink 'n groot rol kan speel wat kan lei tot hierdie gedeelte in Openbaring wat ons sopas gelees het. Van hierdie idees word al jare lank beskou as hierdie conspiracy theories, maar soos die tyd aanstap, word al hoe meer van hierdie conspiracy theories waar bewys. Kom ons begin by die begin en dit is by global warming of climate change, soos dit vandag genoem word. Dit is die vaandel waaronder baie dinge gedoen word en daar baie eksperimente gedoen word vir die verbetering van die aarde. Groot organisasies wat groot mag oor die wêreld het wat die lande kan sê wat hulle moet doen of nie moet doen nie, soos byvoorbeeld die World Health Organization is gestig. As ons nie baie vinnig gaan verander nie, wat ons eet, wat ons ry of sommer ons hele leefstyl nie, dan gaan die aarde te warm raak en almal in die aarde gaan sterf. Dit is wat hulle vir ons vertel. Het jy al opgekyk en hierdie streepwolke in die lug gesien? Het jy al gewonder wat dit is? Wel, op skool was ek geleer as 'n vliegtuig in die lug vlieg, dan sy uitlaatgasse wat agter by die vliegtuig uitkom, kondenseer en dit vorm dan sulke streepwolkies in die lug. Maar daardie wolkies verdwyn weer na 'n tyd en bly nie in die lug hang vir ure en ure nie. So wat is dit dan? In die Amerikaanse Kongres het hulle juis 2 weke gelede oor hierdie ding gesels en nog ander metodes wat gebruik word om die weer meer te probeer beheer. So, daardie strepe staan bekend as chemical trails of chemtrails. Dit is waar hulle vliegtuie gebruik om chemikalieë in die lug te spuit om die son beter te kan uitblokkeer of om reënwolke te probeer vorm. Hierdie chemikalieë is soos aluminiumoksiede, sulfuroksiede, sekere soort soutte en silweroksides. Die chemikalieë trek vog aan en die wolk wat dalk nie sou reën nie of dalk net 'n bietjie sal reën sommer dan lekker. Maar daardie reën bevat natuurlik daardie chemikalieë wat dan afreën op die aarde en dit besmet ons as die mense, die diere en die plante. Die ander wat gebruik word weer om die sonlig weg van die aarde af te reflekteer, daal weer stadig terug na die aarde toe. Weereens op ons as die mense, plante en diere waar ons dit inasem en inkry. Ons raak sieker, plante en diere ook, en dan bring hulle dinge in soos genetiese gemodifieerde sade en diere en weefsel om dan weerstand te bied teen hierdie siektes sodat die plante makliker kan groei met die omstandighede wat vandag dan nou in die weer is. Nou hierdie GMO-sade, dis genetiese gemodifieerde sade, veroorsaak dan dat hierdie kosse baie minder voedingswaarde het. So jou aartappels, jou wartlemoen, dit lyk groot, lyk sappig, dit lyk heerlik, maar die voedingswaarde is baie minder as wat dit voorheen was. Daardie GMO vrugte, die sade van die vrugte, as ek dit so kan stel, as jy daai sade dan weer wil plant, dan kry jy nie regtig waar 'n goeie oes op dit nie. So dit is 'n een keer gebruik en koop weer volgende jaar vir jou oes wat jy wil oes. Dan kom ons by die boere uit.
die mense wat die kos produseer. Nou boere reg oor die wêreld kry die skuld vir hierdie climate change gebeurtenis. Hulle gebruik te veel chemikalieë en gifdoders. Dis wat die mense wat die gifdoders en die chemikalieë en die goed in die lug spuit dan nou vir hulle sê dat die boere te veel daarvan gebruik, nê. Hoe ironies is dit nie? Hulle word ook gesê hulle diere se ontlastings en gasuitlate veroorsaak te veel koolstofdioksied wat in die lug dan vrygelaat word en dit veroorsaak ook dat die aarde verwarm. Met hierdie in gedagte is daar nuwe streng groen reëls wat in plek gestel word om boere meer groen te maak om dan die aarde te beskerm teen boere en boerderye. Maar al wat dit op die ou ende doen is om te sorg dat die boere nie meer winsgewend kan boer nie. Veral jou middelslagboer en jou kleiner boer ly verskriklik onder dit. Kan jy onthou so jaar terug het daar baie van die lande in die Europese Unie het die boere optogte gehou en dit was juis teen hierdie streng groen reëls wat ingebring is. Dalk dink jy dit gaan nie die boere so erg beïnvloed hier in Suid-Afrika nie. Wel, dit gaan nie veel beter hier nie. Wetgewing is klaar geteken dat die staat vorentoe vir jou sal mag sê wat jy mag plant en wat jy sal mag groei. Wil jy nie instem daartoe nie? Wel, jy kan tot 'n boete kry van 10 miljoen rand. Die landboumeestersplan wat ook in wetgewing reeds is, word daar 94 keer die woord transformasie gebruik. Groepe soos SAI, TLUSA en die wildsbedryf was nie eers genooi toe hierdie wetgewing omskep was nie en hulle is natuurlik baie teen die bewoording van daardie wetgewing gekant. As jy aansoek doen vir 'n nuwe waterregte op jou plaas, dan moet jy ook volledig kan bewys jy is ten volle BBBEE of wat mense dit nou al deesdae noem. En dan natuurlik is daar die onteiening sonder vergoeding wat die boere in die gesig staar. Ja, onteiening of sonder vergoeding is op enige eiendom, dis nie net plase nie, dit kan jou huis wees, jou selfoon, jou motorkar, jou pensioenfonds, maar dit is half asof dit spesiaal gemik is op die boere. Boere in Amerika sê hulle weet nie wat hulle hierdie jaar gaan maak nie, want al die tariewe wat Trump ingestel het, gaan maak dat hulle nie dink hulle gaan enigsins winsgewend kan wees nie. Dan die rykstes van die rykstes, soos byvoorbeeld Bill Gates, koop massiewe hoeveelhede grond op en laat dit net staan in die naam van klimaatsverandering, so daar word nie op daai grond geboer nie. Daar is nog baie ander voorbeelde wat gemaak kan word, maar sien jy hoe die bose magte die dinge in plek sit sodat voedsel onbekostigbaar duur kan raak? Hoe daar 'n wêreldwyd hongersnood baie maklik veroorsaak kan raak? Al kom ons raak bewus van die groter prentjie. Kom ons beweeg nader aan ons Hemelse Vader. Kom ons maak gereed en wees voorberei. En met sy genade alleen kan ons 'n goeie vooruitsig hê. Baie dankie.